Ons Hemelse Vader, baie dankie dat U die gewer is van alle goeie gawes. En baie dankie dat U vir ons die wondergawe van U Seun gestuur het. God, die Seun wat na hierdie aarde gekom het om sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. En ons leer baie duidelik, Here, dat U die Heilige Gees uitgestort het om ons te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel en ons te lei in die volle waarheid. En Here, ons aanbid U vanmôre daarvoor. Dankie dat U die ewige verbondsgod is, die God van Abraham, Isak en Jakob, die getroue God wat deur al die eeue U genade aan ons as mens bewys. En in besonder ook, Here, wanneer U 'n siel red en hulle oorbring van die duisternis na U wonderbare lig. Baie dankie dat ons U ons Vader kan noem deur Jesus Christus in die kragvolle werking van die Heilige Gees. En vra ons vanmôre, Here, dat die waarheid van U woord tot ons harte sal spreek, dat ons die groot verantwoordelikheid sal raak sien wat in die woord opgeteken is, en besonder vir ons as mans, om dan ook as leiers op te tree in U werk en, Here, in ons huise en in ons samelewing, om dan ook God se orde daar te stel en sy naam te verheerlik. Skenk wysheid, Here, vir my om hierdie waarheid oor te dra, vir hulle wat sal luister, ontvanklike harte. En mag ons in hierdie môre met dankbare harte hier wees om te weet, in die eerste plek, ons is hier omdat ons gehoorsaam was aan God, wat vir ons sê ons met die onderlinge byeenkomste nie versuim nie. En dan ook in aanbidding, omdat ons weet God gaan nou deur sy woord tot ons harte spreek. Dankie dat U die dwaasheid van die prediking gebruik om die wat glo te red en te heilig, en ons eer U Vader dat U verheerlik word, want die Bybel sê vir ons dat Christus is die hoof van sy kerk. En ons is maar net diensknegte van hierdie wonderlike Here Jesus. En ons sien uit om hom in sy heerlikheid te sien en uit sy mond te hoor, mooi so, goeie en getroue dienskneg. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader en ook van ons dierbare Here Jesus Christus. En dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Vanmôre begin met 'n reeks in 'n reeks. Nou, u weet ek is besig met psalms. Ons is besig met die 53 belangrike verse in die Bybel. Ons het rit intussen tyd afgehandel en Junie maand is Vaders maand. OK, die wêreld sê daar's 'n Vadersdag en ek het besluit ek gaan 'n Vaders maand hou. Net so 'n bietjie anderste te wees. Ek is mos altyd bietjie anderste. Dis hoekom ek miskien seker my werk verloor het op 'n stadium. Nou ek hoop nie u sal my andersheid as iets snaaks sien nie, maar toe ons daar was in Okahania en in Walvisbaai, het ek bietjie hier en daar gepraat oor die gedagte van ouderlinge, leierskap, mense wat leiding sal neem in 'n gemeente. En ek het besef dat ons nodig het in die kerk van die Here Jesus om God se orde raak te sien, leiers daar te stel, sodat die werk van die Here op 'n Godverheerlikende wyse kan voortgaan. So, ons gaan in hierdie maand, dit is Vadersdag oor 2 weke, maar ons gaan in hierdie maand bietjie kyk na die gedagte van hoe vaders dan en hoe mans en jong seuns dan die roeping wat God oor op ons lewens geplaas het sal raak sien en hoe dit ook ons optrede, ons taak en ons doel in hierdie lewe dan sal beïnvloed. So hierdie boodskap is nie net vir die mans nie. So is goed as die vrouens goeie aantekeninge maak, dan by die huis kan hulle net so sit en as die man buite orde raak, kan hulle net sê, punt 3, 2.2, dis wat Dominee gesê het, onthou asseblief, nee, is nie regtig nie, dis nie die gedagte nie, maar dat u ook as vroue sal sien, hoe jy vir jou man moet bid. Luister, die Here het ons aangestel as leiers, en ons kan dit nie doen sonder die gebede van ons vroue, van ons kinders, en ook om later ons seuns groot te maak. Ek het gister, het my oudste suster kom kuier, kom kyk of ek gesond en reg en wel is, sy is besorg oor haar ouboet, en toe sy by kom kuier, toe sê ek vir haar, weet jy wat, een ding het ek besef, ons moet ons seuns groot maak, om leiers te wees. Ons moet ons seuns groot maak om leiers in hulle huis te wees, in die samelewing, in die kerk van die Here Jesus. En ek vra jou vanmôre, wat 'n seun maak jy groot? Die maat net so groot rol wat sy speel in hierdie proses. En ek was hierdie week die Here innig dankbaar toe 'n man vir my 'n boodskap stuur daar uit die Kaap. Daar was die herderskonferensie gewees daar in die Kaap en Regard, my seun, het, u ken hom nou wat die finansies vir ons doen, het opgetree as die sangleier daardie paar dae. En 'n man stuur vir my 'n boodskap en hy sê vir my, jy kan trots wees op hierdie seun. Ek is nie trots nie, ek is dankbaar dat God sy siel gered het, dat hy sy huisgesin lei in die waarheid van God se woord. Hulle ry elke oggend 78 kilos
om by die kerk uit te kom. En 78 kilos terug, maar Sondags hy en sy gesin in die huis van die Here. En ek dank die Here dat ons in hierdie opsig geslaag het, kan ons die woord gebruik, dat ons in sy lewe kon inbou om vir hom te wys, die belangrikste is nie geld nie, dis nie sukses nie, dis nie waar jy bly nie, dis nie wat jy ry nie, dis wie jy ken, en wie jou ken, die Here Jesus Christus. Maak ons seën so groot, en vanmôre gaan ons bietjie, die eerste boodskap van tussen 5 en 10, gaan ons bietjie kyk na hierdie gedagte van die man, sy roeping, taak en optrede. Nou vriende, wat ek net vir u ook wil noem, ons gaan nie in die vakansietyd na die diens hierdie aanbieding hê met die mans nie. Daar is mans wat dit nie kan bywoon nie. Daar is mense wat dit bietjie moeilik vind, so ek gaan dit as deel van ons erediens hou. En die rede daarvoor is dat ons almal het nodig om te hoor wat God se taak en wat God se roeping is vir ons as mans. En dan gaan ek na hierdie inleidende boodskap 'n bietjie met u praat vanuit die boek van Dr. R. Kent Hughes, wat hy gepraat het oor die dissiplines van 'n man van God. En jy gaan sien, die vrouens gaan baie daarby baat, want 'n kind van God is 'n gedissiplineerde mens. Jy's gedissiplineerd, en mense sê baie keer vir my, maar ek is swak in dissipline. En ek sê ons almal is in 'n mate swak daarmee, maar ek dink elkeen van u het dissipline. En hoekom sê ek so? Almal sit vanmôre hier, die hare is mooi gekam, klere is aangetrek, u het gery hierheen, en u sit hier om te luister na God se woord. So dit wys dat daar dissipline is, en ons het nodig om gedissiplineerd te wees in ons geestelike lewe, en ons gaan in die B-deel van hierdie reeks bietjie daarna kyk. Maar kom ons val dadelik weg, vergeet van die horlosie, as jy een aan het, haal hom af, sit jou selfoon af, geniet dit. Hier is nou die hoofmaaltyd, wat ons nou by gaan aansit, God se wonderlike woord. Kom ons lees 1 Timoteus 3 vers 1. Die apostel Paulus skryf van die jong man Timoteus, hy's 'n predikant gewees by die gemeente van Efese, en hy sê vir jong Timoteus, hy sê dis 'n betroubare woord. Dis 'n betroubare woord, ons kan God se woord vertrou. As iemand na opsienersamp verlang, begeer hy 'n voortreffelike werk. 'n Opsiener dan moet onberispelik wees, die man van een vrou, nugter, ingetoe, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig, geen drinker, geen vegter, geen vuilgewinsoeker nie, maar vriendelik, geen strydlustige, geen geldgierige nie. Een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met alle waardigheid en onderdanigheid hou. Maar as iemand nie weet om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy vir die gemeente van God sorg dra? Hy moet nie 'n nuweling wees nie, sodat hy nie verwaand word en in dieselfde oordeel as die duiwel val nie. Maar hy moet ook goeie getuienis hê van die buitestanders, sodat hy nie in veragting en in die stryk van die duiwel val nie. Net so moet die diakens waardig wees, nie uit twee monde spreek nie, nie verslaaf aan wyn nie, geen vuilgewinsoekers nie. Manne wat die verborgenheid van die geloof in 'n rein gewete hou. En hulle moet ook eers 'n proeftydperk deurmaak. Daarna, as hulle onberispelik is, kan hulle dien. Net so moet die vroue waardig wees, geen kwaadspreeksters, nugter, betroubaar in alles. Die diakens moet manne van een vrou wees en hulle kinders en eie huis goed regeer. Want die wat goed gedien het, verkry vir hulle eervolle plek en veel vrymoedigheid in die geloof in Christus Jesus. Ek skryf jou hierdie dinge in die hoop om gou na jou te kom. Maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God, wat die gemeente is van die lewende God, 'n pilaar en grondslag van die waarheid. En onteenseglik die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid. Wonderlike waarhede. In hierdie vers 16 sal ek in een van die oordenkings hanteer. Ek begin môre weer met die aktuele oordenkings. Daar's nog 'n hele klomp vrae wat ingekom het, so ek gaan môre aangaan met die aktuele oordenkings. En hierdie vers is 'n vers waaroor baie mense wonder, en ek gaan ook oor hierdie vers een of ander tyd in die oordenkings dan met u praat. Vriende, ons teks en oordenking vanmôre, opsiener, dan moet onberispelik wees, die man van een vrou, nugter, ingetoe, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig. Die tema dan, die man, sy roeping, taak en optrede. Die man, sy roeping, taak en optrede. Nou vriende, soos ek
in die jare wat die Here my gespaar het en in die bediening gestel het, met mense gekommunikeer het, het ek agtergekom dat ons 'n geweldige groot nood het aan leierskap in die kerk van die Here Jesus, leierskap in die huis en dan ook leierskap in die samelewing deur die man wat God geroep en aangestel het vir die bepaalde taak. Ek praat gister met my swaar en hy's by 'n internasionale maatskappy werksaam en hy sê dat hierdie beplanning van hierdie maatskappy is, en jy moet onthou dis 'n ingenieursmaatskappy, dis mense wat moet staal werk, dis mense wat in myne werk, dis mense wat fisiese harde werk doen, en hierdie Switserse maatskappy het besluit, binne die volgende klompie jare moet 50% van die mense vroue wees. En die ding ek vir myself, dit is wanneer 'n mens 'n punt wil maak, sonder om te dink aan die gevolge, wat dit sal inhou vir elke een, en ook vir die besigheid self. Ons gaan vanmôre 'n bietjie kyk na wat die woord van die Here vir ons leer, nie om te sê dat die man beter is as die vrou nie, glad nie. U weet wat ons gesindheid in hierdie gemeente is, en ook wat God se woord vir ons sê oor die saak. Maar ons het nodig om die orde van God raak te sien, en ek wil begin deur die woorde van Paulus aan die gemeente in Korinte, 1 Korintiërs 11 vers 3, en ons gaan hierdie vers bietjie verklaar, en dan gaan ons uitkom by vanmôre se boodskap. Die apostel Paulus skryf aan hierdie gemeente en hy sê, maar ek wil hê dat julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man, en die man die hoof van die vrou, en God die hoof van Christus. Hierdie vers het my baie gefassineer, en ek het baie daaraan gedink, en in hierdie voorbereiding van hierdie boodskap hierdie week het ek besef, vriende, dat die groot probleem in ons samelewing, en die rede waarom daar soveel chaos heers, is omdat mense, gesinne, mans, vroue en kinders, nie meer hulle Godgegewe taak en roeping verstaan, en dan ook uitleef nie. Nou, jy sal met my saamstem, vriende, as ek vir u sê, dat ons 'n tyd beleef waar elkeen wil sê, maak en doen, soos hy goed dink. Niemand wil meer buig onder die ander een nie, en God se orde is vir die meeste mense in hierdie postmoderne samelewing iets wat argaïs is, iets wat hoort daar in die ou tyd, waar mense nog bygelowig was, en kom die apostel Paulus in die gemeente in Korinte, en hy kom trek die lyne reg om vir mense te sê dat God se orde nooit kan verouder nie. God se orde kan nooit in 'n samelewing nie relevant wees nie. En Paulus kom en in die gemeente Korinte kom trek hy sekere lyne reg. Nou vriende, as ons kyk na die gemeente in Korinte, dan wil ek vir u sê dat hierdie gemeente 'n tipiese 21ste eeu se gemeente is. 'n Gemeente waar alles toegelaat was, 'n gemeente waar die gemeentelede die kansel gedikteer het. Die gemeentelede het vir die predikant gesê wat hy moet sê, hoe hy dit moet sê, wanneer hy dit moet sê, en die chaos in die gemeente is vandag vir ons spreekwoordelik van, as die kansel nie gesond is nie, is die gemeente nie gesond nie. As die woord van God nie reg verkondig word nie, as Christus nie die ereplek in sy kerk kry nie, dan is alles de mekaar. Kom ek sê gou vir julle 'n paar dinge wat in die gemeente Korinte aangegaan het. Baie interessant het as 'n gemeente. In hierdie gemeente was daar geweldige klomp twis en stryery. Daar was 'n man wat sy stiefma getrou het, en die mense het vir hom hande geklap, hom applous gegee. Daar was die namaaksels van gawes waar Paulus so ver gaan om te sê, as 'n ongeredde by julle kerk instap, gaan hy dink julle is van julle sinne beroof. Dis hoe hierdie gemeente te kere gegaan het. Dit klink amper of die Korintiër gemeente in Suid-Afrika en in baie dorpe in Suid-Afrika dan ook 'n landingsplek gevind het. Daar was geweldige hoogmoed en opgeblaasenheid in die gemeente, waar die een gedink het hulle is beter as ander, soveel so dat hulle Paulus se apostelskap uitgedaag het. In hierdie gemeente het die vroue beheer geneem en gereken dat God se orde nie vir hulle belangrik is nie. In hierdie gemeente het gereddes en ongereddes mekaar getrou, en daar was hierdie chaos dat hulle 'n ongelyke juk getrek het, en Paulus moes met hulle praat daaroor. By hulle nagmaalsgeleenthede het hulle self dronk gedrink. Dis hoekom ons druiwesap by ons in bedien, dat mense hulle nie self sal vergryp aan iets wat die Here nie vir ons in die woord opgeteken het nie. Dit was 'n gemeente met baie probleme, en die grootste probleem, vriende, was dat hierdie gemeente nie verstaan het wat God se orde is vir leierskap nie. Paulus skryf 'n geweldige lywige dokument, 2
briewe, 29 hoofstukke, waar hy tientalle sake aanspreek, en onder andere die orde in die kerk van die Here Jesus Christus. Jy sien, die apostel Paulus kom nou, en hy gee vir die gemeente, en ook vir ons vanmôre dit hoor, hy gee Bybelse orde, deurdat hy hierdie saak stel, en hy sê die volgende: Christus is die hoof van elke man, en die man is die hoof van die vrou, en God die hoof van Christus. Vriende, die orde is kosbaar as ons die Bybel bestudeer, en daar is ook 'n wonderlike boodskap vir ons daarin opgeteken. U sien, Christus was God wat mens kom word het, glo u dit? As u nie glo dat Jesus God is wat mens kom word het nie, dan kan u nie deel van die Christelike kerk wees nie. Ons kan nie die godheid van Jesus ontken nie. Ek praat nou die dag met een van my kollegas wat in die vorige kerkdenominasie saam met my was, nou in 'n ander kerkdenominasie, en hy sê, dis nou so 3-4 weke terug, kom een van die Bybelgenootskap se manne by sy gemeente 'n praatjie aanbied oor die 2020 vertaling. Hy sê, na die aanbieding, dis 'n emeritus leraar wat die aanbieding gedoen het, na die aanbieding vra 'n gemeentelid om die vraag, en hy sê vir hom, dominee, sê vir my, gaan julle in die 2020 vertaling Christus uit die Ou Testament uitskryf? En sy antwoord was gewees, Christus was nog nooit in die Ou Testament nie. Hy het eers sy bestaan gehad in die Nuwe Testament. En dis die dwalings wat ons in die kerk van Jesus vind. Waarom? Omdat God se woord nie reg verstaan en gelees word nie. Jesus was God wat mens kom word het. Hy was een met die Vader en die Gees. Luister, hy was nie minder God nie, hy was nie minder heilig nie, hy was nie minder almagtig en alwetend nie, maar hoor, tog het hy in sy mensheid tydens sy vleeswording gekies. Hoor die woordkeuse. Hy het gekies om hom te onderwerp aan die wil van die Vader, selfs tot die dood van die kruis. U kan Filippense 2 gaan lees. Ek gaan dit nie vir u vanmôre lees nie, want dit is 'n boodskap op sy eie. Wat ek wil hê u moet verstaan is dat Jesus God was wat mens kom word het. Tog sê die Bybel vir ons dat God die hoof is van Christus. Terwyl Christus op aarde was, op hierdie aarde gewandel het, mens was, het hy gekies om hierdie wonderlike attribute vir 'n tyd lank, sê die Bybel, ter syde te stel, ten einde ook hierdie offer te wees aan die kruis. Die Bybel leer ons nou, na Jesus gesterf het en opgestaan het, het hy 'n naam gekry wat bo elke naam is, en die Bybel sê vir ons, hy's as eersteling uit die dood opgewek. Hy's die hoof, die leier, die koning en die heerser oor sy kerk. Luister, Christus is die hoof van hierdie gemeente, nie ek nie. Ek werk vir Christus, en u werk vir Christus. Hy is die hoof van hierdie kerk, nie ek en jy nie. Luister, ons is nie saam met hom in hoofskap nie. Ons is nie sy raadgewer nie. Ons is absolute volgelinge van Jesus, hy regeer. So, God is die hoof van Christus. Die Bybel kom stel die orde. Terwyl Jesus op die aarde was hy die een wat homself onderwerp het aan Vader se leiding, en hy sê ek het gekom om die wil van Vader te doen. Jesus Christus is nou die hoof van sy kerk. Hy is die een wat regeer. Ons onderwerp ons aan sy hoofskap. En nou sê hy stel die man aan as hoof van sy huis en sy kerk om leiding te neem. Ek gee nie om wat die wêreld sê, of wat u miskien vanmôre sê as vrou in die gemeente nie. God het die man aangestel as leier, as een wat leiding moet neem. En hierdie leiding moet geneem word op 'n Bybels verantwoordbare wyse, sodat ons gesinne en ons dames kan begelei om volkomenheid te beleef in die liggaam van Jesus, soos God dit dan ook gestel het. Vriende, die Here het die man aangestel as hoof van sy huis, van sy kerk, om leiding te neem. Luister, nie omdat vroue minderwaardig is, of te eenvoudig, of te ongeletterd is nie. Nee, hoor gou, maar omdat hy goeie orde wil handhaaf, soos aan die begin van die skepping. Hoe was die begin van die skepping? Wie kan gou vir my sê? Die Here het vir Adam geskape.
Die Here blaas die asem van die lewe in sy neus en so het hy 'n mens geword. En luister, die Here sê, Adam moes oor die skepping heers. En wat het Adam gedoen? Hy het name gegee vir die diere. En ek het hier op my notas geskryf. Ek wil so 'n bietjie stout wees. Ek het hier op my notas geskryf. Ek wonder as Eva op daardie stadium ook by was, wat sou gebeur het. Ek noem jou olifant. Adam, kom ons dink aan 'n ander naam. Dit klink nie vir my reg nie. Dit klink bietjie hard vir hierdie mooi dier met sy 2 slurpe. Of miskien die leeu. Adam, kom ons noem hom eerder iets anderste. Dis maar net hoe ek gedink het. Maar die Bybel sê hy het eers name gegee en toeskape die Here vir Eva, want Adam gee name vir die diere en hy kyk en hy sien daar's nie een wat by hom pas nie, daar's nie een waarvoor hy lief is soos 'n mens vir 'n vrou kan lief wees nie, en die Here maak vir hom 'n wat? 'n helper, 'n hulp. Luister, God maak vir Adam 'n hulp, nie 'n raadgewer nie. Hy maak nie vir Adam 'n CEO van die maatskappy nie, hy maak vir Adam 'n hulp. En die Bybel sê vir ons, hierdie hulp, vriende, sou nie leiding neem nie. Hierdie hulp sou nie besluite maak nie. Sy sou nie die hoofskap oorneem nie. Nee, Adam is die hoof en Eva is sy hulp. En dis wat die skrif vir ons kom leer in 1 Korintiërs 11 vers 3. Die chaos in die gemeente in Korinthe was, toe hulle die orde van God begin de mekaar skuif het. En ek wil vir u sê, met die vroutjies met wie ek praat, waar hierdie struktuur in hulle huis reg werk, sê vir my, ek floreer onder die hoofskap van my man. Die druk word van my afgehaal, want my man neem die leiding, en hy doen wat God vir my sê, of vir hom sê, en hy lei en hy begelei die gesin, om God te verheerlik. Jy sien, dit is die boodskap van vanmôre. Ons gaan kyk na die gedagte van die man as die leier, as die hoof deur God aangestel, en luister gou-gou, dit moet ons as mans laat regop sit. As jy bietjie moeg is vanmôre, vra jou vrou om jou so ligte tikkie te gee in jou sy, wanneer jy aan die slaap raak. Want jy moet vanmôre regop sit en hoor wat God vir jou wil sê, want jy sien, hoofskap is nie 'n statussimbool nie. Dis nie 'n posisie van diktatorskap of 'n baaskap nie, maar eerder 'n rol wat ek vervul waar ek in nederigheid leiding aan ander gee, met Jesus as my uiteindelike voorbeeld, die leidsman en volëinder van my geloof. Ek onthou in een van my gemeentes, of in een van die gemeentes waar ek gepreek het, daar links agter, daar was 3 vleuels gewees, links agter, het 'n man gesit met die vrou Lansom. En dan preek ek en dan begin die man so, dan sien ek die koppie gaan so, jy weet mos, hy begin so swaai en dan trek hy so snaaks en as hy so begin sak en hy val vooroor, dan vat sy hom en kap sy hom so. Op 'n stadium het ek nie verder vir hulle gekyk nie, want dit was 'n komiese gesig. So as dit vanmôre gebeur, moenie so hard kap dat die man sê, so maak nie. Doen dit liggies, doen dit saggies, sodat hy nog steeds voel hy's die hoof en hy's die leier wat moet wakker word om te luister. Kom ons kyk wat wil die Here vir ons vanmôre kom leer. Vanmôre is die inleidende gedagte en ons gaan later bietjie kyk na die dissiplines ook. Maar kom ons val weg en ons lees net gou-gou weer 1 Timoteus 3:1. Dis 'n betroubare woord as iemand na opsienersamp verlang, begeer hy voortreffelike werke. Opsiener dan moet onberispelik wees, die man van een vrou, nugter, ingetoe, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig. Jy gaan agterkom, ek gebruik hierdie as inleidende gedagte. Waarom? Want elke man wat vanmôre hier sit, elke seun wat hier sit, elke jong man wat hier sit, moet die begeerte in sy hart hê om opsiener te wees, om leier te wees, soos God wil hê jy moet wees. Kom ons kyk gou vinnig, wat beteken dit? Paulus begin en hy sê, dis 'n betroubare woord. Nou hierdie kom gereeld voor in die pastorale briewe. Nou die pastorale briewe was briewe wat Paulus geskryf het aan predikante. Manne soos Timoteus, Titus. Paulus sê vir Titus dat hy oralste waar hy moet gaan, ouderlinge moet aanstel om oor die gemeentes toesig te hou. En ons sien dat hierdie woord, dis 'n betroubare woord, is woorde wat gereeld voorkom in die pastorale briewe. Baie belangrik, dit word as 'n aanhef gebruik om 'n belangrike feit of saak of leerstelling deur te gee. Weet u, as jy nou 'n brief skryf, dan sit jy groot in swart letters waaroor die brief?
gaan. En dan skryf jy die brief en mense weet wat jy wil deurkommunikeer. So Paulus kom en hy kry Timoteus se aandag en hy sê, Timoteus is 'n betroubare woord. En dis belangrik dat jy moet besef, dis 'n betroubare woord as iemand na 'n opsienersamp verlang. Die verlange na hierdie opsienersamp. Hierdie woordjie opsiener beteken superintendent, 'n beheerende amptenaar, gewoonlik van 'n kerk, iemand wat lering gee van die kansel as leier in God se gemeente. Hy moet verlang na hierdie taak. 2 Griekse woorde wat hier gebruik word, vriende, om uit te strek na, of die betekenis is eerder dat dit moet uitstrek na die eksterne aksie. Met ander woorde, ek wil fisies aanmeld om 'n opsiener te wees, om 'n leier te wees, en is ook 'n innerlike aksie of begeerte, met ander woorde 'n sterk begeerte na dit wat God van my vra. Ek wil weer vir u sê, ons as mans gaan 'n groter rekenskap voor God gee. Ek wil nie meer las op u laai nie, maar ek wil vra dat u ore sal spits vanmôre. Jy is leier deur God aangestel, jy's geroep om opsiener te wees in die kerk van die Here Jesus, en ook dan God se genade so uit te leef, dat die goeie orde ook God se saak kan bevorder. So die verlange is 'n innerlike en 'n uiterlike aksie. 'n Uiterlike aksie waar ek aanmeld, omdat daar 'n innerlike begeerte in my hart is, om te doen wat God van my vra. Hierdie woordjie, dan begeer hy, hierdie hy is 'n man, die Griekse woord is die woordjie aner, wat beteken 'n man, 'n meneer, of 'n kerel. Dis nie 'n reggemaakte een nie, dis nie iemand wat nou van 'n vrou na 'n man oorgegaan het nie. En ag vriende, ek wil vir u sê, die hartseer van ons tyd is, dat die klein bietjie in die samelewing, wat met homoseksualisme en al hierdie dinge besig is, hulle is besig om ons aan ons neuse rond te lei. En dit is tyd dat ons man sal opstaan en leiding sal neem. Ek sê dikwels vir gesinne met wie ek praat, as jou kind in hierdie rigting beweeg, staan op vir God se koninkryk, en staan op vir die goeie orde van 'n huishouding. Dit is beter om jou kind te verloor, en hierdie kind van jou besef daar is 'n leemte sonder pa en ma, omdat ek sonde gekies het, voor jou kind behou, en eendag sê God vir hom, gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Vriende, die woord leer ons, die opsiener moet die man van een vrou wees. Al die kwalifikasies wat geld is in 'n manlike vorm geskrywe. Die Bybel sê hy moet, en ons gaan vanmôre bietjie na sekere sake kyk. Ek het hierdie boodskap, ek het so ietsie opgeneem oor mag 'n vrou preek in die oordenkings. Ek weet nie wie van u dit geluister het nie, en wie kan dit onthou nie. En toe stuur een van die tannies vir my in die gemeente 'n lang boodskap van 'n vrou wat gesê het, haar man het vir haar gesê, sy moet 'n pastoor word. En haar man het vir haar gesê, sy moet preek. Wat 'n ruggraatlose man is hy net nie. Ag, kan ons die woord gebruik, pateet? Sal dit te hard wees? Kan 'n man die orde van God tersyde stel? Is die man die hoof van Christus? Is die man die hoof van die kerk van Jesus? God is die hoof van Christus. Christus is die hoof van die man. Die man is die hoof van die vrou en neem leiding in die kerk. So, ek het hier langs aan geskryf op my notas, die jong kinders sal dit verstaan, LOL. En dit staan vir laughing out loud. Dat die man vir die vrou sê, jy's pastoor, jy sal preek, jy sal vir ons sê wat die Here sê. Vriende, die ampt van leraar, kerkraad en man in die huis is gereserveer vir die man. 2 vrouens kan nie trou en die sterker, gebruik hulle die woord, die boets een sê, ek is nou die man. En die ander een sê, yes, reg liefie of sweetie, ek weet nie wat sê hulle vir mekaar nie. Daar bestaan nie so iets nie. Die man, die biologiese man, ampt van leraar, kerkraad, en dan ook hoof van sy huis. Jare gelede kom 'n man na my toe, en hy vra vir my in een van my gemeentes, of ek nie finansiële hulp wil gee, van ons gemeente aan hulle gemeente nie. En ek sê vir hom, hy kan my kom sien, hy kan my kom praat, en hy kom daar met 'n hele voorlegging, en hy het 'n hele boek, en klomp foto's wat hy vir my wys, en toe dit kom by die kerkraad, toe sien ek, dis klomp vroue, ouderlinge, hier sit hulle. En ek sê vir hom, ek verstaan nou nie, jy vra my vir hulp, finansiële hulp,
Maar die orde van jou gemeente is nie reg nie. Hierdie klomp ouderlinge is vroue en die Bybel sê hulle moet manne wees. 'n Kerel, 'n biologiese man. En sy antwoord was vir my gewees, die mans wil dit nie doen nie. So wat moet ek doen omtrent die saak? En my woord aan hom was gewees, jy gaan nie en jy kan nie God se orde omverwerp nie. As daar geen man in die gemeente is wat wil opstaan om opsiener te wees nie, dan is daar nie opsieners nie en dan die kerk nie bestaansreg nie. Daarom praat ek vanmôre met ons mans redelik hard. U wat hier sit, of jy nou jonk is, of jy middeljarig is en of jy oud is, ons het leiers nodig in die kerk van Jesus wat sal opstaan en sê, ons wil man wees soos God wil hy ons moet wees. Al dink die samelewing van ons wat, al dink die regering in Suid-Afrika van die blanke man dat hy niks is nie, dis hulle opinie. God se opinie oor die man, swart maak nie saak nie, is dat ons leiers moet wees om leiding te neem soos God dit van ons vra. En broeders, hou u stoel vas. Hier kom die kriteria. En julle dames het gedink julle het pak slag gekry by Moedersdag. Die mans die uitstap is hulle blou. Maar dank die Here, daar's vrouens om die wonde te verbind. Die Bybel sê die ouderling moet onberispelik wees. Is onberispelik sondeloos? Nee. As daar 'n kriteria was vir 'n ouderling sondeloosheid, was ek nie vanmôre hier nie. Dan was u nie vanmôre hier nie. Maar ons is sondaars uit genade gered. Ek sê gister vir my suster, die kerk is 'n hospitaal waar siek mense na toe kom om behandeling te ontvang. En die medisyne wat ons vang is God se woord. Dis is 'n goeie antibiotika vir my sondeprobleem. Hoe kosbaar om te weet dat die Here vir ons sê onberispelik. Maar God weet ook, daar is nie sondeloses nie. Hierdie onberispelik beteken sonder gebreke. Nie sondeloos nie, maar eerder een waarop geen grove kritiek in te bring is nie. As jy deesdae luister na die deursnee predikant in gemeentes, wat 'n sonde hulle mee besig is, dan vra jy vir jouself die vraag af, hoe kan daardie man nog met 'n skoon gewete Sondag in die kansel staan en sê, so sê die Here. So tyd terug het 'n man my gekontak en hy sê vir my, luister, wil jy nie kom optree by my vir 'n manne naweek nie? Ek sê vir hom, nee, ek sal nie by jou optree nie. Want ek is nie uit die bediening uit oor sonde nie. Jy het rondgeslaap met vrouens. Een na die ander. Daarom kan ek nie assosieer met jou nie. Jy kan nie meer in die bediening wees nie. Dis die boodskap wat deurgegee was. En dis die probleem van ons tyd. Onberispelik. Hulle wil nie meer onberispelike leiers hê nie. Hoekom nie? Want die woord van God is 'n swaard wat insny. Eerste plek in die leier se hart en dan in die gemeente se harte. Dis noodsaaklik om te sien dat 'n ouderling of 'n man in sy huis of 'n leier in die gemeente, daar moet geen grove kritiek in te bring wees teenoor hom nie. Mense moenie as hulle vir Christian in die kerk sien, sê, "Hoe? Is hy 'n diaken by julle? Is hy 'n ouderling by julle? Maar gister het hy dit en dit gedoen." Of oom Renier, kan jy glo dat hy 'n ouderling in hierdie gemeente is? Daar moenie so iets wees nie. As hulle van jou kwaad praat, dat hulle praat oor wat jy goed doen, sê die Bybel vir ons. Onberispelik wees is een wat 'n lewe leef waarin die geur van die Here versprei word. Een wat poog om in alle opsigte die Here te verheerlik. Ek praat met 'n man nou die dag en hy sê vir my, hy's in 'n kerk. Die kerk se naam is iets met 'n genadeverbond of iets. En ek sê vir hom, maar die leier in julle kerk is 'n man wat gehoreer het, hy's uit die vorige kerk uit weggejaag, uitgegooi. Hy sê, maar ons almal het genade. En ek sê vir hom, dis juist die probleem van ons tyd. Ons misbruik genade om ons sonde te akkommodeer. Wat sê Paulus? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons daarin bly lewe? Dit beteken nie ons is sondeloos nie, maar vriende, 'n ouderling kan nie in grove sonde leef nie. 'n hoof van sy huis is nie veronderstel om in grove sonde te leef nie. Daarom moet ons begeerte wees na hierdie onberispelike karakter. Die apostel Paulus sê in 1 Timoteus 4:12, laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde.
in gees, in geloof, in reinheid. Vers 16, let op jou self en op die leer. Volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat jou hoor. As jy as man in jou huis funksioneer soos God dit wil hê, sal jou vrou agter jou onberispelike karakter aanstap. En soos sy sê, my man, ek floreer onder jou leiding. Nie leiding met 'n lang y nie, maar leiding met 'n EI. Waarom? Want jy let op jouself en dan let jy op hoe jy my begelei in die huis. In die jare in die bediening het ek al 'n paar keer gedink om te bedank. Want ek kyk na God se standaard en ek sê, Here, dis te hoog om by te kom. En die Here het my een ding kom leer in my bediening. Die Here sal nooit sy standaard daar stel nie. Hoekom nie? Ons sal in hoogmoed, sal ons in ons sonde wegsink, want ons sal sê, kyk, ek het hierdie standaard onder die knie. God stel altyd sy standaard daarbo, dat dit vir ons so hoog is, dat ons kan sê, Here, ons kan nie, as U deur U Gees ons nie daartoe in staat stel nie. Of dit man is, of dit vrou is, of dit kind is. Die ouderling, die man, die leier, die hoof van sy huis moet onberispelik wees. Tweede gedagte, man van een vrou. Vriende, nie vrou van een vrou, of man van een man nie. Nee, man van een vrou, net soos God dit in die tuin van Eden bedoel het. Ons gaan later 'n bietjie praat oor polygamie in ons oordenking. Soos u 'n gedagte het aan 'n tweede vrou, los dit. Nie een van hulle het sukses bereik met 'n tweede een nie. Daar is net een. En glo my, as jy vir haar nie lief kan wees nie, die ander klomp wat jy gaan hê, gaan nie veel vir jou beteken nie. Belangrik om te sien dat die Bybel vir ons sê, dit moenie man van een man wees nie, nie vrou van een vrou nie. Nou die dag toe sien ek hoe een gereformeerde kerk in die Kaap die twee mans as hulle herderspaar ontvang. Dit was op die sosiale media waar die ander ouer predikante kom staan en hulle sê vir die gemeente, ontvang julle herderspaar. En dan vra ons, waarom gaan dit in Suid-Afrika soos dit gaan? Onthou jy die inleidende gedagte, die chaos wat heers omdat God se orde nie reg is nie? Hoe kan 'n gemeente twee mans ontvang as hulle pastoriepaar? Terwyl God een man, een vrou met bepaalde eienskappe en bepaalde persoonlikhede daar gestel het om God se werk te doen. Ons lewe in 'n goddelose tyd. Luister, die teologiese fakulteite in Suid-Afrika is niks anders as goddelose fakulteite nie. Met goddelose leiers wat mense die afgrond lei omdat hulle God nie liefhet nie. Vriende, hierdie waarheid staan soos 'n paal bo water. Die een of twee wat nog probeer om wal te gooi, word uitgewerk. Waarom? Ons is vyande van God en vyande van sy orde. En u gaan vanmiddag Psalm 2 gaan lees. God loop nie op en af in die hemel en hy wonder wat gaan hy volgende doen en hoe gaan hy sy saak op aarde red nie. Die Here bou self sy kerk. Sy orde is belangrik. En daarom is belangrik om dit raak te sien. Volg verder. Man van een vrou beteken nie net om getroud te wees met een vrou nie, maar om toegewy te wees aan die een met wie ek getroud is. Dit is om single-minded te wees, met ander woorde nie plek vir 'n ander vrou in my gedagtes of lewe nie. Ek is nie iemand wat flirtasies aanknoop nie. As een van die dames in die gemeente na my toe kom, stamp ek amper my vrou in die kombuis in, net om aandag te gee aan haar. Of ek gaan sit by haar kar na die diens en ek kyk in haar oogies en ek praat met haar, my vrou moet haar afsloof in die kombuis, want ek wil 'n herder wees vir my kudde. Vriende, luister. Daardie vrou wat die Here jou gegee het, respekteer haar. Wees lief vir haar. Praat met haar met die nodige respek en agting. Laat sy elke dag weet dat sy is belangrik vir jou. Dit is wat die Here soek in die bediening, in die huis, in die gemeente. Hierdie man moet een wees, vriende, wat lief is vir sy eie vrou. Daar moet geen plek vir 'n ander vrou wees nie. Hy het nie 5 vriendinne op sy foon met wie hy WhatsApps
stuur en met hulle inligting ruil nie. Los die ander vriendinne. Jou vriendin is jou vrou. Dis gereserveer vir jou en vir haar. Dis wat God vra van hierdie opsieners. Dink jy dis te hoog? Ek dink is heel eenvoudig. Los 'n ander man se vrou, los 'n ander vrou, los die jong dames in die gemeente. Fokus op die vrou wat die Here jou gegee het. Efesiërs 5:25, manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het. Job 31 vers 1 sê, ek het 'n verbond gesluit met my oë. Hoe sou ek dan ag gegee het op 'n jong vrou? Daarom sing die opsiener nie in die stort, to all the girls I loved before nie. Hy het oë vir sy eie vrou. Hy's lief vir sy eie vrou. En hy wys dit nie net by die huis nie, hy wys dit in die gemeente, hy wys dit in die gemeenskap. Daar's 'n respek vir haar, daar's 'n liefde vir haar, as die swakkere een wat God ons gegee het. Volgende ene, die opsiener, nee, skep moed, ek gaan nie almal hanteer vanmôre nie. Ek dink nou by myself, seker nou al, hy's nou by 3 dae, so 13, 14, hoe laat gaan ons klaar kry? Wees rustig, ek gaan net die eerste paar hanteer. Kom ons kyk, my moed en my spoed is nog goed. So kom ons kyk, hy moet nugter wees. Hierdie nugter vriende, 1 Timoteus 3 vers 2, opsiener dan, moet onberispelik wees die man van een vrou, nugter. Hierdie nugter gaan nie, hy moenie 'n brandewyn en coke drink nie, ons sal later daarby uitkom. Dis nie 'n ou wat met 'n whisky in die hand sit nie, is nie 'n ou wat homself dronk drink nie. Hierdie nugter is die gedagte, vriende, van om in sy hele optrede dat hy bedaard, kalm en gematig sal wees. 1 Titus 1 vers 7 en 8, nog 'n pastorale brief. Paulus skryf aan Titus, hy sê, want 'n opsiener moet as rentmeester van God onberispelik wees, nie eiesinnig, nie oplopend, geen drinker, geen vegter, geen vuilgewinsoeker nie. So, Paulus skryf aan Timoteus en hy verduidelik die gedagte van nugter, so bietjie anderste in die sin, dat hy 'n man moet wees wat bedaard is, kalm en gematig. Hy moenie iemand aan sy koller en sy broek vat en by die kerk uitsmyt nie. Dis nie hoe 'n leier moet wees nie. Hy moet bedaard wees. Hy moet iemand wees wat die kwaad kan verdra en wanneer hy inkom in 'n vertrek nie spanning sal wek nie. As hy nie so is nie, hoort hy nie in die bediening nie. As jy aggressief in die bediening is, sal jou gemeente aggressief wees en dan gebeur dit soos dit in 'n gemeente gebeur het so tyd terug waar die ouderlinge mekaar in die parkeerarea met vuiste bygekom het. En die media het gesit en foto's geneem. En toe in die koerantjie is dit, ouderlinge takel mekaar, ek weet nie wat die opskrif was nie, maar slat mekaar, dat die rook draai. Waarom? Aggressiewe leier, aggressiewe mense, 'n gemeente wat geen impak vir God sal maak nie. Die Bybel sê hy moet nugter wees. Jakobus 1 vers 20, mans luister asseblief, die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. God word nie beïndruk deur jou krag nie. Jy kan vanmôre 5 sakke sement op hierdie skouer sit en 'n sementsak is 50 kilos vir die vrouens wat nie weet nie. En jy kan 5 aan hierdie kant sit en jy kan stap daarmee, dan sê die Here, luister, jy's maar 'n ou stoffie aan hierdie emmertjie in die heelal. Jy's niks. En jy sal later in elk geval sterwe. Daarom wil ek vir u sê, die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. Moenie jou hier meer verloor in jou huis en dinge rond ruk en pluk en gooi en te kere gaan om 'n punt te bewys nie. Dis 'n teken van swakheid, nie van manlikheid nie. In die kerk van die Here kom ons nie met geweld na jou om jou te forceer om dinge te doen nie. Ons kom in die liefde van Christus en ons hou die standaard van God se woord op. En ons het 'n platform waar jy kan kom om te praat en te bespreek en te redeneer sodat die wysheid van God vir ons dan ook kan lei op die pad van geregtigheid. 'n Man wat nie hierdie gesindheid het nie, hoort nie in die bediening nie. Dis gewoonlik die ouens wat hulle monde uitgespoel het oor ander. Ouens wat juis hierdie aggressiewe gesindheid het. Manne wat met hierdie houding loop en vertel hoe hy ander ouens plat slaan of geslaan het en hoe groot tier hy was in sy vroeë lewe, toe hy nog jonk en weet nie sterk was. Die volgende gedagte, hy moet ingetoe wees.
ingetoe om my te onthou van uitspattighede, stemmig te wees, vry van buitensporighede, om in elke opsig 'n voorbeeld te wees. Luister, 1 Korintiërs 10:31, of julle dan eet of drink of enigiets doen alles tot verheerliking van God. Luister, die hoof van sy huis, die leier in sy huis, in die gemeente, is nie een wat altyd die mooiste en grootste kar wil ry, die beste skoene of duurste golfstel wil hê nie. Ek staan baie keer by predikante en spog hulle oor wat hulle gekry het by die Here. Dis gewoonlik waar hulle vir die ryk ouens in die gemeente sê wat hulle behoefte is. En as hulle na die 50ste keer vir die ou sê, en hy irriteer nader aan die blou rook uit hierdie man uit, en die ou gee vir hom wat hy wil hê, dat hy staan by die synode en hy sê, die Here het vir my hierdie en hierdie gegee. Hoe belaglik, dan breek hy oor wat hy het. 'n Man wat die Here lief het, is nie iemand wat spog oor die grootste huis wat hy het, en almal laat verstaan hoe die Here hom seën nie. Hy breek nie oor wat hy het nie, verskoon die Duits wat ek sopas gebruik het. Maar hy is nederig. Hy is nederig. Romeine 12:16, wees eensgesit onder mekaar, moenie na hoë dinge streef nie. Maar voeg julle by die nederige, moenie eie wys wees nie. Ek onthou as student, het ek 'n taak gehad om die boorgat se pomp na om te sien. Die ding het meer probleme gegee as wat die ANC gee, glo my. Wees dankbaar vir die regering, want daai pomp het elke nou en dan gebreek. En dan moet ek hom na 'n bepaalde ou toe vat, en toe hulle nou vir my sê, luister, jy's nou jou werk om dit te doen, haal ek die pomp uit, en ek ry na hierdie man toe. Hy weet nie ek is 'n kweeskool student nie, want ek ry na een van die gemeentelede by die bepaalde dorp, en hy vat my na die ou toe, en hy en die ou ken mekaar goed, en hy sê vir my, luister, hierdie student is 'n pynman. En hy begin uitvaar daar, en hy sê, daai arme student van die kweekskool sleg. En ek luister die storie uit, en ek dog myself, wat gaan aan? Nou bly ek stil. Net ek gooi my met hierdie pomp wat ek vir hom gebring het. En later toe ons in die gesprek kom, toe vertel hy van hoe hy 2 Victoriaanse sitkamerstelle gehad het. En die man vir hom kom sê, luister, jy kan mos nie 2 en ek het niks nie. En dan gebruik hulle die Here om hierdie ding af te pers. En ek kom by die kweekskool aan, nou hy weet van niks wat gebeur het in die bepaalde dorp, by die man nie. En die broer roep my en hy sê vir my, kom kyk wat het die Here vir my gegee. En toe dink ek by myself, die man het nooit die bediening gesien nie. Wil net dit vir u sê. Hy's met sy Victoriaanse sitkamerstel uit die bediening uit, nog voor hy daar ingekom het. Waarom? Want het gaan nie oor wat ons kan afpers by mense nie. Het gaan nie oor waarmee kan ek spog, wat ek gekry het as seëning uit die hand van die Here nie. Het gaan oor 'n dankbare hart waar ek in nederigheid die Here eer vir elke ding wat ek het, of dit in die wêreld se oë indrukwekkend is, al dan nie. Moenie na hoë dinge streef nie. Luister vriende, as jy vanmôre man van jou huis is, sê ek nie jy moet ambisieloos wees nie. Maar pas op om te jaag na rykdom. Pas op om te jaag na geld. Jou vrou het nie jou geld nodig nie, sy het jou nodig om haar te versorg. En as daar genoeg geld is, moenie te veel strewe na meer nie. Dit sal jou verhouding met God, met jou vrou en in die gemeente beïnvloed. Wees tevrede. Wees ingetoe. Moenie buitensporig probeer lewe nie. Moenie na hoë dinge streef nie. Ek sluit af, glo dit of nie. Ek is by my laaste punt. U kan, moet nou net nie sug nie asseblief. Dankie. Dankie tog. Laaste gedagte, hy moet fatsoenlik wees. Dis vir die man so. Ons wat arm druk, vinger trek, weights optel, wat boksak slaan, ja, dis vir ons. Luister, fatsoenlik wees, om goed gemanierd op te tree. As my vrou vir my sê, môre my lief, môre. Nee. Sê jy vir haar eerste môre. Ek hoop jy's voor haar op. Is nogal 'n goeie voorbeeld vir jou vrou. Môre my skat, het jy lekker geslaap? Ja, het was lekker. Ek het 'n moeilike aand gehad of dit was 'n goeie nag gewees. Tree goed op. Wees vir haar 'n man. Wees vir haar 'n leier wat sy kan volg. Hy moet eerbaar en beskaafd wees. Onthou, ons lewe nie meer in die tye waar die ou sy vrou gryp en haar oor die skouer gooi na die grot toe stap en sê, jy's myne. Ons is nie meer in daai tyd nie.
Probeer beskaafd wees. 'n Goeie gesprek voer. Probeer goeie woorde gebruik. Los nie myntaal by die huis. Of nee, nie by die huis nie. Los dit heeltemal uit. Los dit heeltemal uit. Jy sien, daar het ek my nou weer spreek, nê. So jy moet nou gaan luister na die boodskap. Ek sê nie gebruik myntaal nie, ek sê los die myntaal. Almal van julle weet wat myntaal is. Dit kan ek agterkom. Almal was seker myners op 'n stadium. Maar kom ons gaan aan. My teenwoordigheid moenie spanning wek nie, maar kalmte. Stadium was al gesin as die persoon by die huis kom, die man, eintlik die seun, was die hele gesin op hulle senuwees. Want hy het ingekom met hierdie absolute houding. Hierdie absolute gesindheid van ek wil nie hier wees nie. Is nie lekker vir my nie. En almal ontstel. Dank God, die genade van die Here het ingetree in daardie persoon se lewe. Ek vra vir jou, as jy ry, sit jou vrou die radioklip hard en sê, "Jippie, hy's weg. Ek hoop hy bly lank weg. Ek hoop die golf vat dubbel die tyd. Ek hoop hy speel so swak dat hy 'n 6 ure game het. Dat ek net bietjie rus vir my siel kan hê nie." Hoop nie dis so nie. Ons moenie spanning wek nie. As die motorhuis oopgaan, dan begin almal bewe, die hond kruip onder die bed weg. Die voeltjie gaan sit in die nes. Hoor wat sê die Bybel, 2 Timoteus 2:24. En 'n diensknegt van die Here moenie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal. Moenie vriendelik wees teenoor ander mense, maar nie teenoor jou vrou nie. Luister wat ek vanmôre vir u sê. Ek sien hierdie ding oor en oor in die bediening. Mense groet die ander een pragtig mooi, en as hy met sy vrou oor die foon praat, is dit so kort af, en die foon word half net, stel nie belang om met jou te praat, jy mors my tyd. Wat soek jy? Nou jy alweer. Dit is baie belangriker dinge om te doen. Of by die huis dieselfde. En dan sien hulle iemand in die gemeente. Hallo, gaan met jou? Lanklaas gesien. Julle moet kom braai hoor. Ons moet lekker bietjie saam kuier. Hoort nie so nie. Mans, luister. God soek leiers. Hy het sy orde daar gestel. God is die hoof van Christus. Christus die hoof van die man. En daarom moet ons ook as mans hoof wees van ons huis op hierdie manier wat God van ons vra. Hy moet een wees wat kan onderrigting gee en kwaad kan verdra. Nie vir elke geringe dingetjie oor die handvatsel spring en te kere gaan soos die besetene van Gadara. En jy dink by jouself, wat het gebeur? Het ons bankrot gespeel? En eintlik het daar net 'n glas in die kombuis gebreek. Die hele gedagte, die gesindheid van fatsoenlik. Iemand wat nie spanning wek nie. Die Bybel sê vers 25, hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys, of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie. Ek sluit my boodskap af. 'n Opsiener moet onberispelik wees, man van een vrou, nugter ingetoe, fatsoenlik. Vriende, dit moet die begeerte en strewe van elke seun, jongman en volwasse man wees, om so 'n man vir God, sy vrou, sy huis en sy kerk te wees. Dis nie 'n minderwaardige roeping, iets wat ek doen, omdat ander nie beskikbaar is nie. Nee, dis 'n edele, heilige en God welgevallige roeping, om man van my huis te wees, hoof van my huis te wees, in die kerk van die Here Jesus opsiener te wees, om leiding te neem binne my huis, buitekant. Die Bybel sê as ek my eie huis nie goed kan lei nie, kan ek God se gemeente nie goed begelei nie. En nou wil ek vir u as broeders kom bemoedig. Hoor die beloning wat die Here vir ons in gedagte het. 'n Beloning wat die Here nie vir die vroue gaan gee nie. Julle sal 'n ander beloning kry. Die beloning vir hulle wat in hierdie saak getrou is, sê die Here, 1 Petrus 5:1, ek vermaan die ouderlinge onder julle, ek wat 'n mede-ouderling en getuie van die lyde van Christus is, wat ook 'n deelgenoot is van die heerlikheid wat geopenbaar sal word, hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik, nie om vuil gewin nie, maar om bereidwilligheid, ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. Vers 4. En wanneer ons opperherder, wanneer ons hoof, wanneer ons koning verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Het jy al gesien hierdie seremonies waar mense medaljes kry vir braafheid,
dat hy sy lewe op die spel geplaas het om iemand anders te red. Dan is dit 'n geweldige seremonie, almal is mooi aangetrek, hulle masseer, hierdie man se naam word geroep, en dan word daar die medalje vasgesteek, gewoonlik aan die linkerkant as ek dit nie mis het nie. Hy trots, steek die bors uit. Dan gaan 'n dag wees wanneer die koning van die konings, die God van hemel en aarde, wie u nou dien deur die geloof, ek praat hierdie week daaroor, al sien ons hom nie nou nie, tog volg ons hom met blydskap deur die geloof, ook vir my daar die kroon gaan gee. En dan gaan ek nie in die hemel loop en breek en sê, tik hier, ek was goed nie, dan gaan ek hierdie kroon afhaal, as ons nou dit in hierdie terme moet beskryf vir u. En ek gaan dit aan die voete van hierdie hemelse meester neerlê en sê, Here, ek kon dit alleen gedoen het, omdat u my daartoe in staat gestel het. En ek wil vanmôre vir jou sê, as jy vrede in jou huis wil hê, as jy ietsie van die hemel op aarde wil beleef in jou huis, begin die man wees van God, die hoof wat God aangestel het. Kom ons wees hierdie mans in ons gemeente. En ek wil vir u sê, hierdie gemeente sal 'n boodskap uitstuur in hierdie wêreld, dat God leef, en dat die evangelie, die blye boodskap is, wat 'n lewe verander, wat 'n huishouding verander, en wat God verheerlik. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir hierdie wonderlike waarhede. Ons bely ons skiet ver te kort, maar ons wil nie moed opgee nie. Ons wil vanmôre kom aanmeld, en as mans wil ons sê, Here, hier is ons. U het ons geroep om leiers te wees. Ons wil leiers wees, soos u dit van ons vra. Nie diktators nie, nie hierdie manne wat 'n magsvertoon lewer nie. Leiers wat God verheerlik, en ons vroutjies begelei in die liefde van ons Here Jesus Christus. Stel ons in staat deur u Heilige Gees, Here, en vergewe ons die kere waar ons val en struikel. Skenk genade dat ons sal opstaan, en met nuwe moed en krag die werk sal doen, waarvoor u ons geroep het.